Goeiemôre gemeente, op hierdie vrolike opstandingssondag, en die son skyn buite, en dit is letterlik 'n sonnige sondag, en ons harte is vol vreugde oor die Here se opstanding, en het is lekker om daardie liedere te kan saam sing, en het is lekker om al die blomme hier voor te sien, as ek nie die enigste blom hier voor, en is baie ander. Is daar dalk iemand wat nog blomme het wat julle vorentoe wil bring? Ons en Christa kom nog. Christa, nou kyk die hele gemeente. Maar sy is gewoon op voor mense. Dus dit nou maar enige plek. Goed, so baie dankie vir elkeen wat ook 'n blom uit jou tuin uitgebring het. En die is nou dat ons na die tyd weer hierdie blomme kan vat en vir iemand gaan gee, maar nie jou eie blom vat nie. Kyk nou 'n bietjie vir 'n ander blom en dan gee dit vir iemand, jy kan dit vir iemand hier gee of vir iemand op pad huis toe of waar ook al, en dan kan jy met elkeen daar 'n goeie boodskap deel van Jesus wat uit die dood opgestaan het en vir ons vreugde gebring het en elke dag vreugde in ons lewe bring. So, ons gaan nie vanoggend 'n gebedsmoment hê nie, ons sal weer volgende week daarmee aangaan. Kom ons begin dan nou die diens met die wydingslied. Asseblief voorbei. By die offermaaltyd sal die armes genoeg hê om te eet en sal die wat na die wil van die Here vra om prys. Mag hulle lang en gelukkig lewe. Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor die volke. Al die rykes van die wêreld sal ook aan die maaltyd deelneem en hom as koning erken. Ja, alle mense, sterflik en verganklik, sal voor hom kniel. Die nageslag sal hom dien en hulle sal vertel van die Here aan die volgende geslag. Die sal dan aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig. Die Here het dit gedoen. Amen.
Genade en vrede vir julle van die Here Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die koning van alle konings en die heerser oor alle heersers. Here Jesus, ons eer U nie net met ons woorde nie, ons eer
eer U met ons hele lewe, ons eer U met dit wat ons het en dit wat ons is. Ons eer U vanoggend met ons offergawe. Ons sê ook daarmee vanoggend, U is die opgestane Heer. Ons aanbid U, ons dien U en ons is die gemeente wat hier by mekaar gekom het vanoggend om aan U die lof en die eer te bring. U wat die opgestane Here is. Amen. Gemeente, as ons so vinnig kyk na die familienuus, dan wil ek graag geleentheid gee, groet gaan mekaar, hoe gaan het met elkeen? Soos Rikus altyd sê, julle kan nou die gesprekke na die tyd by die koffietafel en die teetafel weer voortsit. Maar dit is goed om elkeen van die dan hier te sien en ek het nou in jou rekenaar vir almal nie. Want hy leen in julle plek vol. Ek het nie plek vir as ons so vanaf kyk na die program van die week, gaan alles die week nog normaal voort, behalwe môre is die openbare vakansiedag, so die kerkkantoor en alles hier is gesluit. En dan Dinsdag erediens by Wilgers aftree oor, Woensdag gaan senior Bybelstudie en aksie omgee aan en ook by Willowstad die Bybelstudie. Donderdag aand 6:00 is daar fasiliteitebediening vergadering. So as daar iemand is wat by die fasiliteite betrokke is of wil betrokke raak, dit is met die hele terrein, geboue, instandhouding, al die dinge, dan is jy baie welkom om ook hierby in te skakel. Neem dan net kennis, die 29ste April is dan nie 'n erediens by Wilgers aftree oor nie. Asseblief, julle van Wilgers aftree oor wat nou hier is, luister mooi, die 29ste April, want ek nou agterkom as ek iets noem, dan het julle dit helemaal deur mekaar, want julle het nou verwag, verlede donderdag gaan nou iets gebeur, net omdat ek oor 'n donderdag gepraat het, maar die 29ste April, soos aan Dinsdag oor 'n week, is dan nie 'n diens by Wilgers aftree oor nie. Dit is nie so op die kalender aangeteken nie, dit is hoekom ek dit dan ook kan noem. Dan sien jy, daar's 'n baie lang lys van siekes vir wie ons voorbereiding vra. Baie van hulle is in die hospitaal, was in die hospitaal en herstel na behandeling. En ek gaan nou nie almal se name vanoggend lees nie, ek wil miskien net Frans Corvée se naam uitlig. Dan het Donald Stein se seun, hy word hierdie week geopereer, my kanker, hy woon in Amerika, hy was nou die rukkie hier by hulle gewees, maar kom ons dink dan ook in 'n besonder aan hulle, dan ook aan Stein, wat nog steeds in die hospitaal is, en wat nou besig is om aan te sterk. Ek dink dit gaan elke dag met hom so 'n bietjie beter, maar daar's maar 'n groot uitdagings ook vir hulle as gesin. Oom Freddy Kreer, dan die Bertha op my dat weet, hy is by die huis, maar ook baie swak, so ons bid vir hom, dan die Jane Marie was ek in die week by, sy het ook regtig gebedsondersteuning nodig, en JJ sien ek is vanoggend saam met ons hier, en dan Jacques Koeman was in die hospitaal, maar hy is ook nou by die huis weer, maar hy het ook regtig ons gebedsondersteuning nodig. Ons bid ook vir hulle as familie en gesin.
24ste April, 10 tot 11:30. Die fokus van hierdie gebedsbijeenkomste die volgende paar maande is die Onse Vader gebed en hierdie eerstkomende week staan hulle dan stil by laat die naam geheilig word. So enige een is welkom om daarby in te skakel, 24ste April van 10:00 af. Ons herinner aan die Hersmark, die 10de Mei, 9:00 oggend, wat ook 'n mooi geleentheid gaan wees, en kom ons ondersteun dit. En dan het ek so 'n paar weke gelede dit so vinnig genoem, maar jy sien dit ook dan nou op die bassein. Julle sit met 'n baie ou dominee wat in my maand 60 word. En ek het besluit om so rondom my 60ste verjaarsdag fondsinsamelingsprojek vir die gemeente te loods, waar ek vir 60 ure op die saal se dak gaan uitspan. En ek hoop dat ek Anita, hoekom steek jy jou kos? Dit gaan vir my heerlik wees, want een gemeente dit gaan naby my kom. So, nee, dit is net 'n grapie. So ek gaan vir 60 ure op die dak sit, maar nie vir net nie. Dit gaan hele kos. So ek vra borde vir uur en ek sal baie graag, my mikpunt is dat ek R60,000 sal insamel in die 60 ure, so R1,000 per uur. Jy hoef nou nie bekommerd te wees en dink jy moet net R1,000 per uur. So jy kan meer ook gee. Maar jy hoef ook nie bekommerd te wees en dink jy mag nie minder gee nie, jy mag natuurlik ook minder gee. So dit gaan maar bloot net daaroor as iemand enigstens die insamelingsprojek kan ondersteun om dan my te word vir die 60 ure en ek onderneem dat ek regtig eerlik sal wees rondom dit. En jy kan maar net as jy elektroniese oorbetaling wil doen in die kerk se rekening maar net skryf dank by verwysing dan sal ons weet dit is daarvoor. Maar ons sal so nader aan tyd 'n bietjie meer inligting gee, maar ek noem dit maar net so lank. Iets waaroor ons baie opgewonde is dat ons nou die afgelope paar weke, ek wil amper sê maande, elke Sondag 'n nuwe lidmaat te verwelkom. En vandag is dit sommer 'n hele klomp wat ek wil verwelkom. En baie is nou nie meer heeltemal so lief nie, maar ek dink nie hulle sal ooit regtig amptelik verwelkom nie. En hier regs is Leklo en Marisanda Spies. Vir Leklo ken ek nou baie lank en ek het so 'n maand gelede, min of meer getrou. So hulle skakel hier by ons gemeente in. Weer 'n keer baie welkom hier by ons. En dan daar agter is Pieter, Louis en Stephanie van Twist. En hulle twee seentjies, ek het gesê, ek gaan nou eers net die pa en ma se name onthou, ek sal later die kinders se name onthou. En dan, net so 'n bietjie voor hulle is Marius Wissing, het ek verlede week ontmoet, en hy skakel net hierin, en dan net nog 'n bietjie voor, en ek het nou jou naam vergeet, ek onthou jou van, is woord, was dit net jou naam weer? John. Is ook nie woord dan nie, Barnard, ja. Ek is reg vir die bier gewees, John Barnard. Goed, so ons wil vir julle regtig baie welkom sê, ook hier in die gemeente. Is daar dalk nog ander nuwe persone wat hier inskakel of nie inskakel? Ek sien 'n paar vreemde gesigte wat ek nou nog nie ken nie, maar baie welkom aan julle. En ons het dit gebruik om as die nuwe lidmate is vir hulle daarom net so ietsie te gee om te sê welkom en ek toe maar saam met ek nie vir julle nie, want ek het julle nog 'n bietjie later gesien, maar ek sal vir julle gee ook. So ek wil vra of julle inkopiesakke hier voor sal kom haal asseblief dan kan gemeente julle soms sien.
weet ek, plaas julle nou so 'n bietjie in die kalklig, maar en dan het ek ook geleer, as jy mens iets van iemand wil weet, dan kyk jy op die persoon se Facebookblad, en daar leer ek nogal baie goed van mense. Nou, almal het nie Facebook nie, maar Facebook verklap ook ander dinge, soos dat hierdie man wat hier langs my staan, 'n klankingenieur by Afriforum is, en dat hy nou verlede maand genomineer is, en mag ek dit nou maar sê? Wel, ek moet dit nou maar sê, want ek het dit nou begin sê, hy is genomineer vir 'n Naledi Theater Awards toekenning vir die beste klankontwerp vir Asko-stuk en die pantomime. So, hy is 'n klankingenieur en lyk my klankingenieur van formaat. So, Pieter Louis, Stephanie, baie welkom hier so by ons. Baie welkom hier so. Ja, welkom. Ek het 2 extra nou gebring, so dat vloei maar is allemaal, jy is gelukkig. Of ongelukkig, want dan moet jy op die moment toe kom. Dan bring dit ons by die verjaarsdag, en toe ek net oor die verjaarsdag praat sê, ek het vergeet om 'n skyfie van die verjaarsdag op te sit, so ons sal hom nou maar 'n bietjie verskoon, hierdie keer, nie volgende keer nie. So ek gaan net die name lees, en hier is nou nogal 'n hele klompie wat jy weet verjaar. Die 21ste April, oom Erie Pretorius, nou ek dink sy naam is dalk nog op die gebedslys ook. Nee, ek dink ons het dit afgehaal, maar om Erie sal nie volgende lees nie, maar ons het vir hom baie geluk. En die 22ste, om Johan Pretorius en om Jan Grevee, ek weet nie of Johan hier is nie. Het lyk nie so nie, om Jan sal ook nie kan kom nie. Dan die 23ste, om Johan Lombard en Gideon van Dijk, hier. En die 25ste is Christie Jonker, hy het gister 'n boodskap gelos, hy gaan die volgende week kan lees nie. En dan die Magda Pelser, en die 26ste April dan die Alet Dier. So die ouderdomme wissel van 80 tot 91. So ons sê vir almal wat dan in hierdie week verjaar, baie geluk. Is hier iemand volgende hier wat ook in die week verjaar? Niemand daar agter, Gerard. Wanneer verjaar jy, Gerard? Hoeveelste? 23ste. Gerard, baie geluk. Ook een van die groot staatmakers hier in die gemeente. So baie geluk met jou verjaarsdag. Ek wil graag 'n kers dan aansteek vir almal wat verjaar. En ons steek ook volgende die Christuskers aan as symbool van die Here wat opgestaan het, die lig in ons lewe is, lig van die wêreld is, en ook hier teenwoordig is. Goeiemôre.
sjokolade te vat, is al nog iemand, ek sien. Kijk daar, so, hoe het daar in die laaste gekry nie? Ja, goed, kijk. Jy kan maar daar enetjie gee, asseblief. Ja, jong, daar is die kinders en meisies. Soms moet mens van jou voordele gebruik maak. Daarom weet ek, sy deel altyd met my, so ek sal dalk 'n kwart van daai sjokolade kry. Maar sit so lang eers die groene nog in die emmer reken om dan kom vat. Wil jy nie die storie hoor nie? Wil jy nie die storie hoor wat jy gaan vertel nie? Kijk, goed. So, wie kan vir my sê wat is hier? Oinkie. Is die oinkie. Wie wil raai wat is my oinkie se naam? Begin met die en dan na die is dit Stoffel, ja, hierdie hondjie se naam is Stoffel. Nou Stoffel, hoe oud dink julle is Stoffel? 5, 7, miskien bietjie ouer, ons probeer nog so bietjie. Kom ek vra hoe oud dink julle is ek? Jy is baie naby, ek 27, 25 baie naby. Nou ek het Stoffel gekry toe ek baie klein was, hoe oud dink julle is Stoffel? Nee, ek is aan 27. Ek het nou al vir Stoffel vanaf ek nog korter as jy was. Dit omtrent so kort as jou boetie was. Nee? So ek was 3 toe ek vir Stoffel gekry en ek slaap elke aand van my lewe met Stoffel by my. Tot vandag. Nee, Stoffel het baie goed vir 'n hondjie wat elke aand by my slaap, nee? Maar ek slaap elke liewe aand met Stoffel by my. Maar toe nou die aand, toe moet ek gaan slaap. Dit was 'n lang dag en die krag was af en ek was bang en ek gaan soek vir Stoffel. En Stoffel is nie op my bed nie. Stoffel is weg. En ek kyk onder my bed, soek, Stoffel is nie daar nie, tel my kussings op, gooi my matras af, kry nie vir Stoffel. Dit klink sleg, nie? En toe moes ek daai aand sonder Stoffel probeer slaap. Ek het my kussings so vasgehou, maar was nie dieselfde nie. Toe die volgende dag toe gaan kyk ek en in my wasgoedmandjie lê Stoffel daar. Maar ek is vir Stoffel gewas. So toe Stoffel nooit weg nie. Maar nou vanoggend gaan ek vir julle uit die Bybel uitlees en ons gaan ietsie wonderlik hoor. Maar weet julle wat het Vrydag gebeur? Vrydag, toe julle by die kerk was en nie chocolate mag kry, wat het gebeur in die Bybel? Hier's 'n leidraad. Jesus is gekruisig, nee. En hy was dood en hulle het hom in 'n graf gesit. En toe die Sondagoggend gaan hulle nou lees, toe kom daar vrouens na die graf toe en toe hulle daar aankom en hulle kyk, toe is Jesus nog meer weg as wat Stoffel is. Hy het opgestaan, jy is reg. Maar hulle het toe eers geweet en toe skrik hulle, want toe sê ons maar waar is hy? En toe kom daar 'n engel en sê vir hulle, maar Jesus het opgestaan. En moenie bang wees nie. Nou, ja. Was jy 'n beer in die motorfiets? Ja. En jy die motorfiets toe weggery. En dis die beer weg. Gelukkig, nee, gelukkig. Maar dit is wat ek vandag wil hê julle moet weet, is dat Jesus opgestaan het en dat hy lewe. En weet julle waar lewe hy? En in ons harte, dis julle is verslim vanoggend. Gees van my Stoffel vir julle nie, Stoffel is my. Maar julle is reg.
Jesus lewe in ons harte en ons hoef hom nie te gaan soek enige plek nie, want hy is altyd by ons. Okay, nie in die wasgoedmandjie nie, nie onder jou bed nie, in jou hart. Kyk, gaan julle saam met my bid. Ons gaan nee, ek bid julle. Amen. Here Jesus, ons dankie dat U opgestaan het en dat U lewe in die hemel, maar ook in ons harte. Amen. Kijk, nou mag die res van julle sjokolades kry. Julle wat nie uitgedeel het nie, so vat daar vir julle enetjie. Gaan jy vir jou boetie ene vat? Is dit regtig vir jou boetie? En nou kom ek hier by my rekenaar aan en ek sien skade wat ek nie weet hoe om reg te maak nie, maar daar's 'n darm nou reg, dankie Derek. Jy het net hier verkeerde knoppie gedruk. So ek gaan nou vir Stoffel net hier onder die tafel sit, anders kan julle dalk nie vir my luister nie. So moenie vir Stoffel kyk nie. Goeiemôre. Ek het so reg terug, nou nog meer 'n maand terug, vir julle 'n vraag gevra, die van julle wie was sal dit onthou. Ek moet nou nie gesigsuitdrukkings toe ek die vraag gevra het. Ek het vir julle gevra, wanneer laas het jy gedink aan die feit dat jy sekerlik gaan sterf? En daar is nogal 'n moeilike vraag om mee te sit. En vanoggend wil ek weer ietsie vra, maar vanoggend is dit heeltemal 'n ander vraag. Maar asseblief almal julle oë toe, terwyl ek hierdie vraag vra, probeer met julle verbeelding gebruik. Dink net vir 'n oomblik dat jy vandag kon wakker word. En dat al die dinge waar jy gespanne is, al die dinge waar jy stres, weg is. Dat al die dinge waar jy bang is, al die dinge wat maak dat jy onseker is oor die toekoms, al die dinge uit die verlede uit waar jy skuldig voel, al die dinge wat jy wou regmaak, maar nie kon nie, al die dinge wat jy gebreek het, as al daardie dinge net weg was, en dan net die ligtheid oor jou was. Niks meer vrees nie, niks meer stres nie, nie bekommernis oor geld of gesondheid nie. Hoe sou jou lewe anders lyk vandag, as dit die geval was? Hoe sou jou lewe vandag lyk as jy kon opstaan, en dit was so gewees? Wil julle moet vir 'n oomblik met daai gedagte sit, en dan wil ek vir julle so 'n bietjie agtergrond gee, voordat ons vanoggend uit die skrifgedeelte uitlees, wat uit Matteus uitkom. Hierdie presiese gevoel waarna ons so, ek dink nie eendag van ons het gedink, my lewe gaan slegter wees, as ek skielik nou nie meer hoef te stres nie. Nie een van ons het gedink, my lewe gaan nou slegter wees, as ek nie meer bekommerd hoef te wees oor die toestand van my land, oor die toestand van my gesin, oor die toestand van my werk en my familie nie. Hoe wonderlik sê dit nie wees nie. Nou, weet ons almal dat Jesus van die wêreld het gekom het, en dat hy tussen mense kom leef het. En ons weet, hy het volgelinge geroep, om saam met hom te stap, om by hom te leer, om te sien wie hy is. En in die pad wat hulle saam met hom gestap het, het hulle hom leer ken. Het hulle gesien wie hy is, en wat hy kon doen. En wat hulle by Jesus gesien het, was hierdie bron van hoop. In die tyd wat Jesus geleef het, was die mense onder die Romeinse heer gewees. Hulle het meer belasting betaal as wat hulle geld gehad het. Hulle het boonop dit aan die tempel ook nog belasting betaal. Die van julle wat dalk in die week gelees het ook oor die Fariseërs en hoe hulle eintlik God se woord en God se wet gebruik het om mense te onderdruk en om mense se lewe moeiliker te maak. As ons al hierdie dinge in ag neem, as ons in ag neem dat amper almal bestaansboere was wat onder die broodlyn geleef het. Anders soos die disippels was vissermanne
wat nooit genoeg kon vang om genoeg te kry om regtig te kan eet nie. Van hulle eie vis kon hulle nie eet nie, want hulle moes dit aan die keiser gee. Die lewensverwagting in daardie tyd was min of meer rondom 30 gewees. En dis nie omdat mense nie noodwendig ouer geword het nie, maar dis omdat soveel mense of soveel babatjies gesterf het by geboorte. Omdat soveel vrouens gesterf het wanneer hulle geboorte gegee het. Omdat mense so op mekaar gebly het, dat as 'n siekte uitbreek, van 'n basies die hele dorp uitwis. Hierdie mense het in haglike omstandighede geleef. En daar was hierdie verskriklike strukture van onderdrukking, wat hulle eintlik net verder afgedruk het. En dis dan in hierdie wêreld wat Jesus instap, en sy disippels roep, en sê, volg my. En wat hulle by Jesus sien, is iets radikaal anders as hierdie gebroke wêreld. Jesus, as 'n rabbi, as 'n leermeester, as 'n geloofsleier, maak nie swaar bande om mense vas, swaar laste om hulle vas, dat hulle nie kan dra nie. Inteendeel, hy kyk verby die sonde, verby die gebrokenheid, verby al hierdie slegte dinge van hierdie wêreld, en hy sien mense werklik raak. Wat die disippels by Jesus gesien het, was iemand wat vir die honger is, met 2 visse en 4 brode, duisende mense kon voed. Wat aan mense se liggaamlike hongerte kon voorsien. Wat aan mense wat nie geweet het watter kant toe geestelik nie, wat gevoel het hulle kom heeltyd kort aan die weg, en sê, maar kom rus net hier by my. Ek sal jou leer om werklik naby aan God te leef. Wat Jesus se disippels gesien het, was iemand wat selfs blinde mense wat sien het, wat verlamde mense weer wat loop het, wat selfs dooi is, wat opstaan het uit die dood. En die Jode het geweet, 'n Messias sou kom. En soos wat die disippels Jesus gevolg het, was daar waarskynlik oomblikke wat hulle gedink het, maar is dit nie miskien wat hierdie is nie? Maar so het hulle ook 'n verskraalde beeld gehad van wie die Messias sou wees. Hulle het gedink aan 'n aardse regerder, iemand soos Dawid wat sou kom, en hierdie magstrukture van die Fariseërs en die keiser sou afbreek en self op 'n aardse troon sou sit. En vir die volk Israel sou sê, maar ek herstel julle eerlikheid. Ek gaan julle lewe weer makliker maak. Ek gaan julle aardse bestaan vir julle kom beter maak. En so het hierdie hoop begin groei in Jesus se volgelinge. En so 'n groot lydensweek sien ons net weer van die wonderlike optredes van Jesus. Sien ons hoe hy hierdie magstrukture uitdaag. Nou moet jy dink, as jy in so 'n hopeloosheid geleef het, en jy sien hierdie helder lig, hoe sou jy reageer, as jy donderdag aand sien, hoe hy gevang word, hoe hy tot die dood veroordeel word? Hoe sou jy reageer, as jy skielik hierdie hoop gehad het, wat jy nie geweet het of dit nooit sou kom nie, en hoe dit sou kom nie? En jy staan Vrydag daar, en jy sien hoe hang hierdie hoop aan 'n kruis. Wat sou jy maak, as die simbool, die verwesenliking van hierdie hoop van 'n beter lewe bestaan, wat nie net oorlewing is nie, maar werklik lewe besig is om te sterf? Nog meer so, hoe sal jy reageer as jy sien, terwyl hy besig is om te sterf, staan almal daar rondom en bespot hom? En nog meer so, dan sien jy, ek kan amper myself inneem by die disippels dink, maar hy het al soveel wonderwerke gedoen, dalk gaan daar nou nog iets gebeur. Maar dan sien jy hoe hy sy laaste asem uitblaas. Jy sien hoe tel hulle hom van die kruis af, hoe hy in hulle toegedraai word, hoe hy begrawe word en hoe die graf gesteel word.
Hoe sal dit voel as jy sien hoe jou hoop in 'n hopelose wêreld voor jou oë sterf en weg is? Dit is die hopeloosheid wat Jesus se volgelinge beleef het. En hierdie hopeloosheid het nog dieper geraak, omdat hulle in Jesus se laaste oomblikke of hom verloon het, of hom verraai het, of net weggevlug het uit vrees. Erik het gister 'n boodskap uitgestuur en ook so almal herinner dat gister bekend staan as Stil Saterdag. En ek kan myself amper nie indink hoe Stil Saterdag moes voel vir Jesus se volgelinge. Want is die Sabbat, so jy mag niks doen nie. Jy mag nie na die graf toe gaan nie. Jy mag nie eers daar naby kom nie. Hoe moes dit voel om vir 'n dag net te sit met daardie hopeloosheid? En dan vanoggend, as ons hier Matteus uit gaan lees, dan is dit met hierdie hopeloosheid wat die vrouens van die graf toe staan. Hierdie seer en hierdie pyn, stap hulle na die graf toe om Jesus te gaan balsem soos wat hy gebruik was. Om hierdie bron van hoop wat nie meer leef nie, sy liggaam, sy oorskot, daarom eer aan te doen. Voordat ons saam lees, kom ons bid ons saam. Here Jesus, ons kom vandag voor U en ons bely dat U ons God is. Here, ons bely dat U lewe en daarom is dit vir ons so wonderlik om uit die woord uit te lees en om oor U opstanding te lees. Here Jesus, breek U woord vir ons oop en help ons om U grootheid raak te sien. Amen. Ek lees dan vir ons uit Matteus 28 vers 1 tot 10. Hier is 'n oomblik om te blaai. Na die Sabbatdag, toe dit Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom na die graf toe en na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Dan skrik vir hom die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek. Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moet sê." Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. Hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gevryf en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien." Ons lees tot sover. Dit is dan in die agtergrond van hierdie hopeloosheid dat hierdie vrouens van die graf toe stap. En hulle verwag om net 'n bevestiging te sien van die hopeloosheid wat hulle oorrompel het oor hierdie naweek. Maar wanneer hulle daar aankom, sien hulle iets ongelooflik van die Here se krag. Sien hulle hierdie engel, hierdie boodskappe van God, wat bo op hierdie grafsteen sit, hierdie klip voor die graf. 'n Simbool daarvan dat God hierdie graf oorwin het. En die woorde wat hy aan hulle eers gesê, is moenie bang wees nie. Al julle hopeloosheid,
al julle vrees, al julle onsekerheid, laat vaar dit. Laat dit gaan. Hoekom sê ek dit vir jou? Want hierdie Jesus wat julle soek tussen die dooies, is nie by die dooies nie. Hy lewe. Hy het opgestaan. En dan kan ek net dink wat vir hierdie vrouens wat in hulle gedagtes moes aangaan. Hulle kon fisies sien, daar is die weergraf. Hulle kon sien daar waar Jesus neergelê is, daar is hy nie. Kan jy nog hulle verbasing verder indink, toe hulle net 'n en verder hardloop en hulle hardloop hulle self in Jesus vas. Jesus wat hulle 3 dae terug aan 'n kruis sien sterf het, staan hier by hulle. Ek sou ook waarskynlik so voor hom neergeval het. En wat doen Jesus? Hy echo die woorde van die engel. Hy sê ook vir hierdie vrouens, moenie bang wees nie. Hy herbevestig het, moenie bang wees nie. Net soos die engel vir hulle gesê het, sê Jesus, vat hierdie hopeloosheid, hierdie stres, hierdie onsekerheid, hierdie vrees vir die dood en laat vaar dit, want ek lewe. En ons het vroeër gesê, voordat ons gelees het, dat Jesus se volgelinge en die Jode waarskynlik 'n baie spesifieke idee gehad het van die Messias. As 'n aardse leier wat sal kom om aardse magte af te breek. Menslike magte wat onderdrukking saai. En wat Jesus hier met sy opstanding kom wys is, maar julle verstaan nie eers die helfte van wat ek kom doen het nie. Ek het nie net gekom om te wys ek is groter as die Romeinse ryk nie. Ek het nie net gekom om julle aardse onderdrukking tot 'n einde te bring nie. Ek het gekom om die dood self tot nuut te maak. Ek het gekom om al julle sonde las, al julle skuld op my te dra, op my te neem. Wat daar aan die kruis uitgebeur het, is dat Jesus gesterf het, maar saam met hom het al ons sonde skuld, al ons vrees, alles wat ons weghou van God en van ons medemens af, saam met hom aan die kruis gesterf. En Sondagmôre, toe hy klip weggerol is, toe Jesus uit die graf uitgestap het, het die dood en die vrees en die onsekerheid en die sonde in die graf agtergebly. Al wat daar opgestaan het, was Jesus met oorvloedige lewe. En daarom kan die engel en kan Jesus sê, maar moenie bang wees nie. Die wonderlike boodskap wat Jesus bring deur sy opstanding, is dit, ek lewe, en daarom kan elkeen van julle ook lewe. Daardie omstandigheid wat ek julle laat skets het in julle gedagtes, van 'n lewe sonder onsekerheid, 'n lewe sonder vrees, 'n lewe sonder stres, 'n lewe waar jy nie meer bang is vir die dood nie, nie meer bang is vir die steur van die lewe nie. Daardie is verwesenlik die oomblik toe Jesus uit die dood uit opstaan. En sy uitnodiging aan ons is, maar bring daardie goed na my toe. Wat gaan dit net, want ek wil vir jou lewe gee. Die wonderlike ding daarvan is, Jesus sê dit vir hierdie vrouens. Maar dan sê hy vir hulle, gaan en gaan sê vir die disippels hiervan. Nou net so 'n stukkie historiese agtergrond. Die getuienis van vroue in die eerste eeu sou eintlik niks beteken het nie. Dis nie as betroubaar gesien nie. Tog kies Jesus hierdie onbetroubare getuienis om die beste boodskap ooit eerste te hoor en eerste te gaan vertel. En die mense aan wie hulle het eerste gaan moet vertel, is die disippels. En as ons dink, hulle is enigstens meer betroubaar, dink net aan Petrus wat Jesus verloor het. Dink net aan hoe die disippels weggeskarrel het, toe Jesus in gevaar is. Hulle is ook nie betroubaar nie.
hulle is ook gebroke mense. Maar Jesus sê vir hulle, en in die besonder vir Petrus, jy is die rots op wie ek my kerk gaan bou. Aan die einde van Matteus sê hy, gaan na al die nasies toe en verkondig hierdie blye boodskap. Gaan sê vir die mense dat ek leef. Die belangrikste boodskap in menslike geskiedenis word in die hande van 'n klomp onbetroubare mense verlos. En tog kan ons vandag hier 2000 jaar later sit en ons kan nog steeds hierdie boodskap met mekaar deel. En soos Paulus dan juist sê, dit is juist in my swakheid dat God se krag sigbaar word. Dis juist hoekom God onbetroubare mense kies om te wys dat dis my krag wat maak dat hierdie boodskap in die wêreld gedeel word. En ek hoop van harte dat julle my nie verkeerd gaan verstaan vandag of onder sensuur gaan plaas of enigiets nie. Maar as ek vandag hier voor my kyk, dan sien ek 'n hele gemeente vol onbetroubare mense. Dan sien ek 'n hele gemeente vol mense wat nie met belangrike dinge vertrou kan word. Wat waarskynlik, soos wat met stelletjie kan speel, so maklik 'n boodskap kan verdraai. Wat uit vrees of selfsug so maklik nie doen wat gedoen moet word. En net om te keer dat ek onder sensuur geplaas word, wil ek vir julle sê, ek sluit myself daarin, so ek's deel van julle. Maar dit is juist dan met ons wat Jesus ook kom praat en hy sê, mag gaan vertel vir almal hierdie wonderlike boodskap. Gaan jy, hoe onbetroubaar jy ook al is, en gaan sê vir almal wie jy teekom, dat ek lewe. Lewe op so 'n manier, dat jy nie op jou eie krag, of jou eie betroubaarheid staat maak nie, maar dat jy staat maak op my, want ek is 'n lewende God, wat saam met jou staan, wat saam met jou leef. Ons word nie net geroep om hierdie lewe van Jesus Christus self te geniet nie. Ons word geroep om dit op so 'n manier te leef dat dit uit ons uitborrel en oorvloei, sodat ander mense ook kan sien, maar Jesus Christus lewe. Dit is die wonderlike ding van Opstanningssondag en soos wat die kinders tereg gesê het, Jesus Christus lewe nie net daar in die hemel nie. Hy lewe ook hier in ons harte. En dis daardie blye boodskap wat ons moet gaan deel. En sodat ons nie hierdie blye boodskap moet vergeet nie, sodat ons nie moet vergeet, dit is God op wie ons moet vertrou nie, los hy vir ons simbole agter. Hy sê aan die einde van Matteus, maar gaan na al die nasies toe en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nou vir die van julle wat nooit geweet het nie, hierdie is doodgewone water. Kom nie eens uit die Jordaanrivier uit nie, dit kom hier in Meyerspark se kraan uit. En Jesus vat hierdie doodgewone water en hy gebruik dit as 'n simbool om te sê, maar wanneer jy hierdie water sien, onthou, ek het jou gekies. Ek het vir jou gesterf, sodat jy kan lewe. En dan gee hy, net voordat hy sterf, nog simbole. En vir die van julle wat nie weet nie, hier is doodgewone brood. Dit kom ook nie uit die Jordaanrivier uit nie. Ek dink dit is gebak, miskien in Meyerspark se wind, ek is nie seker nie. Maar is doodgewone brood. En hierso, die van julle wat voor die tyd hier was, het miskien gesien hoe ek hierdie plastiese bottel wat lyk soos asyn hier na toe gebring het en nagmaalwyn hierin gegooi. Dis doodgewone wyn. Kom nie eers uit Frankryk of Italië uit nie. Hier uit Suid-Afrika uit. Jesus vat doodgewone brood, doodgewone wyn en doodgewone water. En hy sê, maar elke keer wat jy saam eet, onthou dat ek gesterf het vir jou sonde. Onthou dat my liggaam afgebreek is, sodat jy kan lewe. Onthou dat my bloed gevloei het, sodat jy uiteindelik
jou gestres en jou gekla en jou bekommernis net kan agterlaat en naby aan my kan leef. En hy doen dit juis saam met sy disippels. Juis wanneer die gelowige saam is om te sê, maar hierdie simbole wys vir my, wys vir julle dat ek naby aan julle is, maar ook hierdie gelowige wat saam met jou leef. Hierdie gelowige wat net soos jy gedoop is. In hulle gesit, in hulle lewe, moet jy kan sien, maar God leef. Dit is hoekom ons die sakramente het. Want ons almal is onbetroubare, gebroke mense, wat so maklik vergeet wie Jesus werklik is. Wat so maklik vergeet wat hy vir ons kom doen het. En daarom sê hy, wanneer julle saam eet, onthou my. En laat dit wees, wat maak dat julle, net soos hierdie vrouens weer eens kan hoor, moenie bang wees, want ek lewe. En dan stuur hy jou uit en sê, mag gaan verkondig hierdie boodskap, tot aan die uithoeke van die aarde. Want elke mens het nodig om dit te hoor. Het is nie net ons wat hier binne sit, wat onbetroubaar en stikkend en sondig is nie. Het is elke liewe mens, want ons is in 'n stikkende wêreld. En elkeen van ons het nodig om te hoor, my kind, ek het jou lief, ek het jou gekies, ek het vir jou gesterf, en ek is so lief vir jou, dat nie eens die dood my in die graf kon hou nie. En dit is hoekom ons opstanding Sondag vier. En dit is hoekom Paasfees belangriker is as selfs Kersfees. Nie as gevolg van paashase of paaseiers of selfs op crossbands nie. Omdat Jesus Christus leef. En omdat hy met oop arms staan en sê, maar kom lewe saam met my. Want my las is lig en my juk is sag. Hulle oomblik gee om stil te raak. En moet nou nie weer wanneer jy oor te maak dink, hoe sou my lewe lyk as ek my stres net kon agterlos? Hoe sou my lewe lyk as ek nie meer so skuldig voel nie? As ek nie meer so onbetroubaar is nie? Word eerder stil en sê dankie Here dat U weet, sodat ek ook kan leef. Kom ons word stil. Here Jesus, wonderlike almagtige God, U wat die blindes laat sien, wat die krepeles laat loop. Here, U wat ons sonde en ons skuld vergewe, sodat ons nie meer met daardie las kan leef nie. Here Jesus, U wat ons met God en met ons medemens versoen, sodat ons vry en vol liefde kan leef. Here, U wat aan 'n kruishout gehang het, gelei het en gesterf het, maar ook U wat opgestaan het, kom belei ons vandag. Dankie Here dat U lewe en dat U ons nooi tot die ewige lewe saam met U. Here, 'n lewe wat eendag sonder pyn en lyding sal wees, maar 'n lewe wat nou al klaar oorvloei. Here, 'n lewe wat ons doen om ons oë te hou op U en nie op die bekommernisse van die lewe nie. Ons bely dit vandag. Ons glo in U. Amen. Vra dat julle my sal volg in die belydenis van ons geloof. Mag die Here met julle wees. Hef op julle harte. Kom ons bring dank aan die Here, ons God. Aan
Aan U kom ons dank toe, Here ons God, hier en nou, oral en altyd, deur Jesus Christus ons Here, wat geen oor gehoor het en geen oog gesien het, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, het U in die nag bewerk, waarvan die eerste getuies ons vertel het, die nag waarin Jesus Christus opgewek is uit die dood. U die duisternis verdryf, die aarde en alles wat bestaan, het U van ondergang bewaar. U het rigting en sin gegee aan ons hele sterflike bestaan. Daarom vier en besin ons saam met die vroue wat die eerste getuies was, en saam met almal wat geglo het, die dag wat U, o Here, gemaak het. Ons eer U met die lied wat in die hemel en op aarde weerklink. Geseënd is U, Seun, Jesus Christus, wat ons lewe aan U naam verbind het, en U liefde en genade aan ons geskenk het, wat die nuwe mens geword het, U beeld en U gelykenis, die weg, die waarheid en die lewe, wat hom aan ons verbind het, en alle magte van die dood, eens en vir altyd verslaan het. Amen. Soos wat ons sit, kom ons sing lied saam. Here
ontvang, wil ek net in die eerste plek sê, hierdie foto wat julle nou nie so mooi kan sien nie, maar net soos die brood en die water en die wyn is dit nou nie ingevoer van ergens af op die internet nie. Oom Gerard wat in die week verjaar en dit in sy eie agtererf ook net hier in Meyerspark en met my gedeel. Maar staan dan nou saam van die seën. En onthou om blomme te vat en onthou om lekker saamkoffie te drink. Meyerspark familie. Net soos Jesus aan sy disippels verskyn het na sy opstanding, is hy vandag ook hier by ons. Hy stuur ons om die blydskap van sy evangelie te deel met elke mens wat oor ons pad kom, om hulle te nooi om saam met ons te leef in sy genade, liefde en opstanding. En net soos by sy verskyning in Galilea, herinner hy ook vir elkeen van ons vandag. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld.